Dit gaan goed met die mens wat die Here uitkies en laat naderkom om in sy tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in sy huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in sy heilige woning. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons luister nou na die wet van die Here, soos opgeteken in Matteus 22, vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. Ons bely dat God deur sy woord en gees mense tot gemeenskap met hom roep. In Efesiërs 1 vers 4 tot 6 lees ons, God het, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberustelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons op sy liefde antwoord, deur ons geloof in hom te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Nou ja, broers en susters, verlede Sondag het ons gelees uit Efesiërs 4 en daar was die fokus gewees op God wat deur sy Gees een kerk tot stand bring en die gelowiges by mekaar bring omdat ons gebind is aan een Here, een geloof. Ons is gedoop met een doop en ons leef in die verwagting van een doop op die nuwe lewe. Dis alles goed. Efesiërs 5 praat van die praktyk van 'n mens se lewe. Wat beteken dit nou as eienaars en slawe gelowiges word? En in daai gemeente in Efese, as die baas en die slaaf saam lidmate in dieselfde gemeente is. Of wat beteken dit nou as man en vrou albei tot geloof gekom het en nou deel is van dieselfde gemeente? En in die kerk van die Here is daar nie onderskeid tussen baas en slaaf, man en vrou, Griek en Jood, almal is dieselfde. Of wat beteken dit
vir ouers en kinders in hulle verhouding met mekaar, as ons gelowiges. En dan gee die apostel allerhande riglyn aan die gelowiges. In die praktyk van die lewe weet ons, dit is nie altyd so maak. Vanmôre lees ons uit Efesiërs 6, die laaste hoofstuk. Amper sê, dit is so die slotwoord, die samevatting van die hele brief. Nadat ek dan met julle oor 'n klomp goed gepraat, julle is uit genade gered, onthou dit. Julle is deur God byeengebring in een gemeente. En julle moet nou in die praktyk van jou lewe elke dag allerhande dinge doen, anders leef, omdat jy gelowig is. Nou kom hy in Efesiërs 6 van vers 10 tot 20 en hy probeer so laaste paar hakkies gee. So, hou hier aan vas. Dis wat jy moet doen om te kan leef soos iemand wat deur God gered is. Efesiërs 6. Soek julle krag in die Here en in sy grootmaak. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied op die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos. Toegerus met die waarheid as die gordel om julle heupe. Die vryspraak deur God as borshandels. En die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as 'n skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afbloei. Sit verlossing as 'n helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidden. En smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam. En bid gedurig vir al die geleenthede. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgedra is. Ons lees volgende. Elke mens wat die Here se woord hoor en glo, is werklik gelukkig. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir elke dag wat U aan ons lewens toevoeg. Ons dank U ook vir hierdie nuwe dag. Ons dank U vir die voorreg dat ons hier in die kerk by mekaar kan wees en dat ons uit U woord kan lees. Ons dank U vir elkeen wat vanmôre saam met ons hier in die kerk is, elke gemeentelid wat saam met ons en soos ons getuig dat ons aan U vashou, dat ons in U glo. Ons dank U vir U kerk oor die wêreld heen. Elke kerk waarby ons verbyry op pad huis toe, waar gelowiges by mekaar kom, stil word voor U en luister na U stem. Dank U vir U kerk deur die eeue, waarvan ons ook
'n deel kan wees. Dankie vir die getuienis van Jesus se liefde, van u groot almoed, wat elkeen van ons oor die eeue heen kan hoor en kan voortdra. Hou u hand van bewaring oor hulle wat weens omstandighede nie vandag in die kerk kan wees. Die mense wat siek is, die wat geswak is, die wat nie vervoer het nie, die mense wat nie vrymoedig het om by 'n kerkgebou in te stap. En ons Vader, praat met ons aan. Betuig u liefde teenoor ons almal. En werk in ons deur u Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Oom het op 'n dag vir my gesê, Ronnie, ek is seker die Vader in die hemel sal verstaan as ek so vloek, want hy weet met wie ek werk. En hy kon nog op 'n matrose gaan les gee met die wyse. Vrouens, ek het my gevra, Ronnie, hoe kan ek my man vergewe vir wat hy aan my gedoen het? Ronnie, hoe moet ek vastbyt, hoe moet ek in hierdie huwelik bly as my man my misbruik? Hy my elke dag afpraat, as hy my verneder voor ander mense, dat hy myself slaan. Kinders, wat my sê, ek word so kwaad my pa en ma, want hulle hou al ewig aan om op my te karren, ek kan dit nie vat nie. En dis dan wanneer ek, soos my seentjie vandag gesê, my kamer weer vinnig te maak, met 'n harde klap. En wanneer ek opstandig is en juis nie doen wat my pa en ma vir my vra, want hulle dryf my tot raser. En toe ons met Mare Jesu na die kerk toe ry, het hulle met die storie so mooi gebid, dat die dominee hoorde ons spreek, wat tot bekering lei. Hy het vir my gebid. Toe ons hier om die hoek gedraai in die Tonstraat, staan daar 2 taxis voor 'n groen robot in die linkerkant vir 2 baan. Dan word het nie. Ons het allemaal knoppies. As iemand daai knoppie druk, dan sê jy, ander toe. Nou, voel ek die tyd keer vir jou. Hoe kan ek soos 'n geloofige leef? As daar goed is wat my net al mekaar verkeerd op. Nou, voel ek die tyd keer vir jou, daar's goed wat as 'n sneller werk, en jy is nog die een oomblik in 'n goeie by die volgende, dan is jy die brullende lief. En dis of jy nie die Here daar, dit gebeur al net met jy, dit gebeur in 'n oomblik. En ek wil het vir jou, ek het vanmorgen toe opgestaan en ek stilte tyd gehou, dat ek my voorgeneem, ek van vandag rustig is. Ek gaan met self wees om leef. Ek wil het vir jou, ek is bezig om te ver met iets wat groter is as dit. As ek op een draak wat my gryp en wat van my beheer neem en wat maak dat ek ander dinge doen, ander dinge sê, as wat ek eindelijk wou gesê. Daarna, dan voel ek spyt en dan voel ek skuld.
As daar een ding is, waarvan ek dink, almal van ons bewus is, dan is dit, dat ek nie aldag, om die Heer is, van my eie lewe. Daar is ons magte, krag, hoe daar bose geeste is, wat nie net in die lug rond zweef, maar ook in my. Wat my rondheid, en dinge wat ek sê, wat ek moet doen. En uiteindelik is dit die slotwoord, die bemoediging aan die einde van Efesië. Die geloof is te sê, ek verstaan. Ek is ook 'n mens, ek verstaan wat 'n soort van goed jou beetpak en jou rondruk en jou verkeerd optrek. Wat kan jy gebruik? Waarom kan jy vas om die Heer te hou? Om steeds in hierdie wêreld te leef as 'n gelowige wat aan God die eer gee, as 'n getuie van die Here en sy genade in jou lewe. En dis dan waar hierdie mooi gedeelte inkom. Sê, onthou dan, bly op jou pos. Nou is hier 'n klomp goed en hy gebruik die beeld van 'n Romeinse soldaat. Hy wys hom by, hy gee dit vir my môre die blaadjie in die hand en ek is so dankbaar daaroor met die mooi prentjie daar voorop, ek weet nie hoe dit ook gekry het, van die Romeinse soldaat. En elkeen van hierdie goeders wat daar is, en as hy gebruik dit in die brief as 'n beeld. En party van die goed waarna hy verwys, is die goed waarmee jy jouself beskerm. En die ander goed, is die goed wat jy gebruik om meer aan te val, om uit te val. Kom ons kyk eers na die goed waarmee mense jouself beskerm. Die eerste ding is, hy sê, dra die waarheid aan jou, dis 'n gordel om jou juk. Waar jy ook op, wat jy ook al doen, wat jy ook al sê, die waarheid. Praat altyd die waarheid. Soek altyd die waarheid. Moenie oorhaastig wees en aannames maak. Luister. Soek die waarheid. Wat het regtig gedoen? Wat het iemand regtig gesê? Wat het iemand bedoel om te sê? Die waarheid. En dis die waarheid wat my beskerm dat ek myself nie in 'n hoek in vasdraai nie. Die waarheid wat my ook daarteen beskerm dat ek iemand anders van iets verkeerd verdink of beskuldig. Wat is die waarheid? Dra dit soos jy 'n belt om jou hemel te maak. Altyd. Dis ek. Tweede ding, dra die vryspraak deur God. Geregtigheid, sê hy aan 'n geval, as 'n borsarm, dit beskerm. So, wat mense ook al van jou sê, waarvan mense jou ook al beskuldig, hou daaraan vas, God het jou vrygespreek. Wat het ook al verkeerd gedoen, God het jou vergeef. God het jou vrygespreek. Dit beskerm. As mense met hulle vingers na jou wys, dan moet jy nie ontstel te raak of terug te beklei. Dan kan jy net onthou, God het my vrygespreek. God het my vergeef. Daarom moet ek nie vir ander mense weg te plak. Hierdie borsharnas wat my beskerm van vryspraak.
Wat is my skuld? Wat is daai skuld wat ek voor my hou, dat die ouens in die ou dae my nie die pyle kan raakskiet? Dat hulle nie my sekerheid kan ondergraaf nie, dat hulle my nie terminaal kan help nie. Die skuld is geloof. Solank ek in God glo, is dit veilig. En allemaal van ons hoor allerhande idees, en ons lees allerhande dinge in die koerante en die boeke, en kyk het op televisie en so, wat jy laat wonder. Wat is waar? Want die skuld wat my beskerm, is vaste aan geloof in Jesus Christus. Dis die waarheid. Dis seker. Dit bied my veilig. Die laaste ding, wat is die helm? Die helm wat ek dra, die helm wat my beskerm teen 'n klip of pyl. Wat is dit? Dis verlossing. Verlossing omdat God my verlossing vrygemaak het van hierdie mag en hierdie verhaal wat so van my besit. Onthou, jy is nie verlos. Onthou, jy is deur God vry. Dit maak jy vry om die mens te wees wat God jou geroep het om te wees. Jy dit onthou, as jy beskerm is, as jy verdediging in plek is, dan gee die Here vir jou wapens wat jy kan gebruik in jou omgang met mense. Wat is die eerste? Die bereidheid om die evangelie van verlossing te voorkom. So skoene aan die voet. Voordat jy uitgaan, voordat jy ver gaan stap, trek jy skoene. En die blote feit dat jy skoene aan het, maak dat jy gereed is om te kan stap. Selfde manier, dat jy gereed is, bereid wees om die evangelie van vrede te voorkom. Wees gereed. Dit moet jou ingesteld wees. Wees gereed om die evangelie van die vrede wat Jesus Christus kom gekom met alle mense te deel. Iemand het vir my gesê die dag, ken jy die 20 secondes proeftoets? Ek weet nie wat dit. So jongens, jy daar nie kroeg sit met 'n bier voor jou. Jy jou langsaan het nou klaar gesels oor die rugby, die politiek of waaroor ophaal. Hy sê, sien jou môre weer, sien jou môre is Sondag, môre is in die kerk. In die kerk. Wat glo jy? Hy sê, jy het 20 secondes. Jy het 20 secondes om daai persoon te antwoord en te sê, wat glo jy? En om dit op so 'n manier te sê, dat hy jou glo, dat hy luister, dat hy jou sê, vertel my hier, hoe het het gebeur dat jy glo? Hoekom is dit vir jou so belangrik? So skoene aan jou voete, moet ook bereid, gereed, om die evangelie van Jesus van iemand te deel. Die beste manier om die evangelie met mense te deel, is nie om hulle kerk te bring. Want hulle verwag om die evangelie te kry. En daarom in 'n sekere sin is hulle nie aangestaat. Maar as daar in die kroeg, of by die rugby, of langs die braaivleisvuur, of waar ons saam kuier, daar waar ons met mekaar praat oor ons lewensuitdagings,
Dis daar waar die evangelie die beste kan om in te bring, skuld te maak en iemand se lewe na handomkeer te verander. Wat is jou eerste wapen waarmee jy elke dag skoon aan die voete uit die huis uit? Ek is gereed om die evangelie met mense te doen. Ek weet wat ek van hulle sê. Ek weet hoe ek het kan sê. Ek weet wat ek moet sê. Maar dit kan ek natuurlijk nie doen as ek hier die tweede wapen opneem. Wat is die tweede wapen? Die swaard. Wat is die swaard van die gees? Swaard van die gees is die woord van God. En daarom lees ek die Bybel. Nie net terwille van myself, nie net sodat die gees met my kan werk nie, maar sodat ek die woorde sal hê om met iemand anders te deel. Sodat ek gereed is om die evangelie te verkondig, want ek het nog geleef. Dit het ingesink, dit het deel geword van my, soos Jesegiel die opdracht gekry het, eet hierdie woord, dat die deel word van leven, opgeneem word in jou lees. Dan is het om die evangelie te kom. En die laaste wapen, dit by elke geleentheid, jou oor in die toe, in die kerk, by die huis, in die kar, by die werk, bid dat God jy sy gees sal raak, bid dat jy waaksaam sal wees, waaksaam teen hierdie magte, dat jy so die onlik gestryd, en iets vir jou maak, dat jy nie wil wees, dat jy een monster wil maak. Bid vir alle mense, bid vir al die ander gelowiges. Bid vir die dominee, die dominee wat niks anders vir dit is enige ander moet maak, die ook maar een mens. Wat ook, soos elke ander mens, uitdagings het, die tyd hier ook verkeerd opgevraag word, en verkeerde boek probleem. Wat kan jy doen? Wat vir julle doen? Elke dag. Dat hy ook sy doen, om die gemeente te verstaan. Uiteindelik is elkeen van ons een dienaar van die evangelie. Op die kansel is, en op die kroeg. Ons is elkeen iemand wat deur die Here geroep is, uitgehaald uit 'n ongelooflike wêreld. Deel gemaak is van een kerk, met die doel dat ons die evangelie van Jesus Christus kan verkondig. Dat dit waar wees vir een en elkeen van ons. Mag ons hierdie wapens wat die Here ons gee opneem. Mag ons tot die einde vertrou as sy kind. Amen. Kom ons dank. Liefdevolle God en hemelse Vader, Here, U ken ons. U ken ons met al ons swakhede. Toch het U ons gediep, toch praat U met ons deur U woord. Toch herinner U ons elke dag weer daarom dat U ons wil gebruik as U dienaars. Bereid om die evangelie te verkondig, bereid om die evangelie te leef, bereid om die voetspore van ons Here Jesus Christus
te loop, en te kleeuw, en te doen. Dankie ons Vader, dat ons vanmorgen weer na die woord wil luister. Voordat hierdie woord ons lewens sal vorm, en dat hierdie woord ons woorde sal gee, om van u genade te getuig. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir hulle voorkant, ons gesin, ons bid vir elke lidmaat van hierdie gemeente, man en vrou, oud en jong. Ons bid, Here, werk in ons deur u Gees. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat in hospitale is, ons bid vir hulle wat worstel en deur lewensvrae. Versterk ons deur die geloof. Beskerm ons met die wete dat ons deur u vrygestreef is. En hoor ons as ons bid. Ons bid dit alles bewus van ons eie swakheid. In die naam van Jesus, wat vir die dood opgewek is. Hoor ons, Here, as ons bid. Kom ons slag met jou. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, bly by julle almal. Amen.